Halleluja, kom ons gee die Here nog gelofoffer. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelvader, wat 'n voorreg is dit nie vanmôre om weer in die huis van die Here te wees nie. Here, ons gee aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding, Here, want U is waardig om die lof en aanbidding te kry. Vader, ons kom met eerbiedige harte vanmôre voor U. Here, ons gee ons alles. Ons gee ons beste, Here. U is die koning wat regeer, bovenal, Here Jesus. Vader, ek kom vanmôre en ek bring elke verlore siel na U toe, Here. Elkeen, Here, wat U nodig het vanmôre, wat gebroken is, Here. Here, wat verdwaald is, Here. Elkeen met 'n harde hart vanmôre, Here, bid ek dat U hulle vanmôre sal aanraak, Here. Here, ons weet U is die God wat ons vir ons voorsien, Here. Ons weet, Here, U dra ons deur, U lei ons, Vader. En Vader, vanmôre bring ek elkeen voor U, Here, want U is die God wat ons seën. Vader, ek kom bid nou, Here, dat ons bid dat die Heilige Gees in ons midde sal wees. Here, U sê in die woord waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U in hulle midde. Here, ek kom nou teen elke werk van die vyand, elke aanslag van die vyand. Hy het geen reg vanmôre in die diens nie. Ons staan sy werke teen in die naam van Jesus. En Here Jesus, ons kom nou in lofprysing en aanbidding. En soos ons U aanbid, Here, met aanbidding, met lofprysing, Here, ontmoet met ons op 'n diep en persoonlike wyse vanmôre. Here, ons gee ons alles oor vanmôre. Here, soos ons U besing vanmôre met musiek, Here, dit is alles tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam, Here Jesus. Ons bring aan U die eer. Here, soos ons U aanbid, bid ek dat U elke instrument sal seën, Here. Elke persoon wat 'n instrument bespeel, Here, soos wat hulle U naam groot maak, Here, dat U hulle ook sal aanraak, Vader. Ek vra dit in U heilige naam. Here, ek bring ook so vanmôre vir Pastoor Clemens voor U, Here. Soos wat hy die woord bedien, Here, dat U hom sal lei, Here, dat U Heilige Gees, dat hy soos dat hy 'n instrument in die hande is, dat die woorde tot harte sal sny, Here, dat elkeen sal hoor die woord wat U vir hulle vandag het, Vader. Vra ons in U groot en heilige naam, Here Jesus. Vader, ek kom bid ook so, Here, vir die tiendes en offergawes. Here, elkeen wat vanmôre saai in hierdie bediening in, saai in die koninkryk in, Here, ons weet waar ons voorsiening vandaan kom, Here. En Here, ek kom vra dat U hulle ook sal seën, Here, met 'n dubbele oes, Here, met 'n dubbele seën. Here, en ek kom bid dat U die bediening sal seën van een hoogte tot die volgende hoogte, Here, om U wil, Here, dat U wil sal geskied, Here. En Vader, ons gee ten volle oor vanmôre aan U. Heilige Gees, U is ons leidsman. En ons gee oor aan U, doen slegs U wil, Heer. Vra ons in U groot en heilige naam. Amen. Amen. Familie, jy gaan vanmôre deur 'n ding, maar weet vanmôre, it's not over till it's over. Not until the trumpet sounds. You must not give up your battle. You must bravely hold your ground. The fight of faith will not be finished until our Savior's call resounds. Come on, dis nog nie verby tot die Here so sê. It's not over till it's over. Not until the trumpet sounds. Well, it's not over till it's over. Not until the trumpet sounds. Oh yes, oh we must not give up this battle. Yeah, we must bravely hold our ground. The fight of faith will not be finished until our Savior's glory shines.
aan die ou langs jou en sê, jene, dis daar maar lekker om die Here te dien. Amen. Prys die Here. Van my kant af welkom aan elke ene. So bly u is hier vanmôre. En u kan nou u sitplek inneem. Ek wil graag 'n liedjie, ons het hom nie lank terug gesing nie. Maar ek dink as jy nou op hierdie stadium van my lewe vra, Clemens, wat is jou gunsteling liedjie? Gaan dit verseker hierdie liedjie wees. As daar een liedjie is, so terloops, vir die wat nou nie weet nie, my vrou het 'n onderhoud gehad met Jimmy Swaggart baie jare terug, toe die dooie seun nog siek was. Toe sy op Jimmy Swaggart se verhoog, toe vra sy vir hom die vraag, wat is jou gunsteling liedjie? Die liedjie wat nou vir jou uitstaan, net so terloops, vir hom was die liedjie wat vir hom altyd uitgestaan het, Lonely Days, Lonely Nights. And I'll never be lonely again, never again, for I've opened my heart's door to him. Dit was sy gunsteling liedjie. Maar hierdie is verseker my gunsteling liedjie, en terwyl ek met die woord besig was, wat ek voorberei het vir vanmôre, toe kom hierdie liedjie weer by my op, toe sê ek, wel, ek gaan hom sing. Oh, I had nothing but heartache and trouble. I was seeking for fortune and fame. I had nothing but doubts and confusion, but now I have everything. Oh, I have everything I need to make me happy. Oh, to show me the way.
As jy alles het, sê halleluja. As jy alles het, sê amen. Sê prys die Here, ek het alles. Halleluja. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation stirring as we seek and pray. We're on our knees. We're on our knees. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees. We're on our knees. We sing Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let the church say Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sing it again, Hosanna, 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 Hosanna in the highest. We give you the highest praise, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart, heal my heart and make it clean. Lord, open up my eyes to the things unseen and show me how to love like you have loved me. Oh, Jesus, come and break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. And as I walk from earth into eternity, and Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Can we sing it one more time? Hosanna, Hosanna. Come on. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
I'm hungry for you. I'm hungry for you. I need your touch. I seek your face. I need your presence. Father, I'm hungry for you. I'm hungry for you. I need your touch. I seek your face. I need your presence. I'm hungry for you. I'm hungry for you. I'm hungry for you. I need your touch. I seek your face. I need your presence. Come on, sing it again. I'm hungry. I'm hungry for you. I'm hungry. I'm hungry for you. Father, I need you. I need your touch. I seek your face. I need your presence. Anybody desperate for the Lord this morning? I'm desperate, desperate for you. I'm desperate for you. Oh, I need your touch. I seek your face. Lord, I need your presence. Can we sing it again, church? I'm desperate for you. I'm desperate for you. Yeah. So desperate. I'm desperate for you. Oh, I need your touch. I seek your face. I need your presence. I'm hungry, so hungry. I'm hungry for you. Oh yeah, so hungry. I'm hungry for you. I want more of you. I need more of you. I need you. I need your touch. I seek your face. I need. Yep. Can we sing it one more time, church? I'm hungry for you. I'm hungry for you. So hungry for you. I need it. I need it. I seek your face. Come on, Kella, play for us. Oh. Come on, worship Him, worship Him. One more time, Calvin. One more time. Come on, worship the Lord with us. Hungry for you, Lord. I give you worship. We want more. We want more of you. We want more. Yeah, yeah. Come on, just sing it one more time with me. I'm hungry for you. Ons is honger, ons is dors vir meer van U. So hungry for you. Father, we need your touch. I need your touch. I seek your face. I need your presence. I need your touch.
touch. I seek your face. I need your presence. I need your touch. I need your touch. I seek your face. I need your presence. And hey is he. Hey is he. Hey is he. Hey is he. Vra wat jy wil. Hy gee dit nou. 'n wonderwerk. Ja, hy is hier. Kom aan. Hy is hier. Hy is hier. Hy is hier. In hierdie oomblikke. Hy is hier. Maak jou hart dan ook bekend vanmôre. Want hy is hier. Dis jou tyd nou. Vra wat jy wil. En hy gee dit nou. 'n wonderwerk. Ja, hy is hier. Hy is hier. Hy is hier. Oh, hy is hier. Ek sê die Here is hier. Hy is hier. Oh, hy is hier. Hy is hier. Oh, oh. Vra wat jy wil. Hy gee dit nou. 'n wonderwerk. Hey, hey. Ja, hy is hier. Sing dit nog eenmaal. Ja, hy is hier. Oh, hy is hier. Reg nou, hy is hier. Oh, oh, hy is hier. Vra wat jy wil. Hy gee dit nou. Oh, 'n wonderwerk. Ja, hy is hier. Vra wat jy wil. Vra wat jy wil. En hy gee dit nou. 'n wonderwerk. Hy is hier. Kan ons elke hoof gebuig kry uit respek vir die teenwoordigheid van God. As jy ingestel is in jou gees, sal jy weet hy is hier. Sababokutuluwe. Raak hierdie mense aan, Here. Ons soek nie 'n aanhitsing van 'n mens nie. Ons soek nie 'n mensgemaakte ding nie, Here. Ons soek God se salwing om die werk te doen op hierdie oomblikke, die krag van God om te beweeg deur ons, Here. In die tyd waarin ons is, Here, het ons dit brood nodig. Here, ons soek nie mooi praatjies nie. Ons soek die krag van God. Ons soek die Heilige Gees. Ons soek die vuur van God om te brand, Here. Bamba matiri bienda la babo sukutere da babo sukahanda. Ibe kimanda. Kan ek 'n paar mense kry wat God nou loof? Kan ek 'n paar mense kry wat die heerlikheid van die Here laat afkom?
Hy woon onder die lofsange van sy kinders. Kan jy die Here 'n bietjie uitbundig loof? As jy wil spring, spring jy. As jy wil skree, skree jy. As jy jou hande wil swaai, dan doen jy dit. Maar prys bietjie die Here. Loof bietjie die Here. Hy woon onder die lofsange van sy kinders. Rebe kubahamba baba robo senda. Ribe di la makanda la la matara wanda baba sukola baba. O, die wolk van sy teenwoordigheid is hier. Die Shekinah heerlikheid van die Here is hier. Die kavod van God is in ons midde. Shimenda la mahanda katatara na maturu belelele. Hierdie lied sê, vra wat jy wil. Jesus sê, alles wat julle in my naam vra, sal ek vir julle doen. Maar weet jy wat? Baie maal is die antwoord, ja, kom ek doen dit. Baie keer is die antwoord nee, want hy weet beter. Hy het iets beter in stoor. En ander male is die antwoord, wag 'n bietjie, want die tyd is nog nie reg nie. Vra wat jy wil. Hy gee dit. Maar die antwoord is of 'n ja of 'n nee of 'n wag 'n bietjie. Maar antwoord hy. Hy antwoord. Hy weet wat sy gedagtes sy aangaande jou koester. Hy ken die plan vir jou lewe. Hy weet waartoe is jy op pad heen. As jy gewillig is om hom te volg. Ek wil hê jy moet saam met my lees Filippense 3 vers 12. Jy kan so staan. Dan lees jy dit saam met my. Ons gaan net 3 versies lees. Filippense 3 vers 12 sê, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. Maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Hoor mooi. Omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Kyk gou hier. Toe God jou red, toe red hy jou vinnig. Toe jy sê ja Here, toe gryp hy jou. Wanneer jy iets gryp, gebeur dit baie vinnig. Hy is so bang, jy draai kop uit. Toe jy sê, ja Jesus, toe gryp hy jou. En dis wat Paulus sê, ek is gegryp deur Jesus. En dan sê vers 13, vir ons broeders, ek reken nie, dat ek dit self gegryp het nie. Maar, een ding, sê een ding. Ek vergeet die dinge, wat agter my is. Ek strek my uit na wat voor is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.
Ek dink hier is te veel informasie in hierdie gedeelte om hierdie verse, hierdie 3 verse net een keer te preek. Ek dink as daar 'n skrif is wat elke prediker op hierdie planeet ten minste een keer 'n jaar preek, is dit hierdie skrif. Ek vat myself, ek weet ek het al vandat ek nou die woord bedien al 'n paar keer gepraat oor hierdie ding en die Here het weer iets nuuts vir my oopgemaak. En ek glo God gaan vandag met ons praat. Vader, so ek gee nou myself oor in u hande. U sê Here in Jeremia, jy's vir my 'n hamer en 'n oorlogwapen. Maar 'n hamer wat op die grond lê beteken niks. 'n oorlogwapen wat op die grond lê beteken niks nie. Maar die oomblik wanneer die hamer en die oorlogwapen in die hande is van 'n soldaat of 'n ambagsman, het hy 'n doel. En vandag is ek 'n hamer in u hand, Here. En 'n oorlogwapen in u hand, Here. Sonder u lê ek net op die grond, beteken ek niks. Maar dis wanneer ek in u hande is, dat u 'n slag kan slaan. En kan u my gebruik, Here Vader, om hierdie mense te transformeer vandag deur hierdie woord. En ek dank u dat u dit doen in Jesus naam. Amen. U kan die sitplek inneem, familie. Ek wil vandag hê jy moet 'n besluit neem dat jou lewe van hierdie dag af nooit weer dieselfde gaan wees nie. En hierdie woord gaan jou uitdaag. Want hoor gou mooi, om dit te doen, om te besluit dat jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie, beteken, jy kan nie aanhou met wat jy mee besig is om te doen nie. Iets moet verander. As jy ander resultate wil hê, moet jy iets anders begin doen. Baie mense wil net ander resultate hê, maar hulle doen presies wat hulle doen elke dag van hulle lewe. Jy weet, daar's net 24 uur in 'n dag. En hierdie lewe is so gejaag op hierdie stadium. Hierdie lewe is besig. Ons het soveel balle wat ons in die lug moet hou, soveel eisers in die vuur. Soveel goed wat ons moet doen, soveel verantwoordelikhede. Maar daai 24 uur 'n dag, is iemand, jy's vasgevang in 'n sekere roetine, want jy staan op in die oggend en dan's daar 'n paar goed wat jy doen en dan gaan jy werk toe, dan is daar weer 'n paar goed wat jy moet doen en jou verantwoordelikhede en jy hou aan om dit te doen, dan kom jy by die huis, dan's daar weer sekere goed wat jy moet doen en dan klim jy in die bed en dan begin alles môre weer van voor af. En wanneer iets nie daar gaan verander nie, maar nie net in ons manier van dinge doen en manier van leef nie, ons kry nie 'n nuwe gewoonte of iets anders wat ons op 'n ander manier aanpak nie. En dan die groot ding wat jy vandag gaan sien is as ons nie ons gedagtegange gaan verander nie, dan gaan jy dieselfde resultate sien vir die res van jou lewe. Jy kan nie aanhou doen wat jy doen en bly doen en dit is wat ek doen en verwag, dan moet er net iets gebeur hier en dit gebeur ook, want die Here kan dit ook doen. Maar soms het ons nodig om goed anders te benader, ons skedules om heeltemal omver te gooi en ons self forceer om iets anders te doen, om ander mense te ontmoet. Want mense bring ook deure. En jy moet nie nuwe mense nie, ek is op 'n punt waar ek myself forceer om met ander pastore te konnekteer. Want dis wat die Here op my hart lê en ek en my vrou het nou 'n hart begin kry vir pastore hier in ons omgewing en ons kyk waar ons die eerste ding wat ek vir hulle sê wanneer ek hulle ontmoet is, hoe kan ek help? Wat kan ek doen om vir jou te help in jou bediening? En dit gaan oor koneksies, maar jy kan nie, want daar's 'n deur wat die Here vir jou wil oopmaak, maar jy bly net tussen die mense wat jy elke dag is.
En daar's 'n deur wat die Here vir jou wil oopmaak, 'n persoon wat hy wil hê jy moet ontmoet, wat sê, maar hoor jy, ek ken iemand. Nou praat ek nie van die Here nie, want die Here kan beter doen. Maar daar's mense wat vir jou deure kan oopmaak, maar jy's vasgevang in hierdie selfde mense. Ek weet nie wat ek nou alles sê nie, want ek het niks hier dit voorberei nie. Maar dis die Here wat nou praat. Want die Here, weet ek het die hele week voorberei, en ek het nie eendag nou dit gedink wat ek nou sê nie. Dit kan nie die Here wees. Hou aan doen wat jy doen, jy gaan dieselfde resultate kry. Verander jou tydskedule, verander jou mense, jou groep. Jy moet daai vriendekring los. Hulle maak vir jou deure toe. Here help my. Want daai vriendekring, praat so mooi voor jou, maar agter jou rug is hulle besig om die deure vir jou toe te maak. Pas op vir jou binnekring. Verander jou binnekring. Hou op, pik saam met die hoenders en kry 'n arend. Here, dit kan nie die Here wees, want hierdie was... So ek wil vandag met jou praat oor hierdie onderwerp. Nou as jy na hierdie onderwerp kyk, wenstappe, dan klink dit soos 'n motiveringsspreker wat nou gaan praat. Dit voel soos 'n preek wat ons gaan oplig en sê, "Ja, vandag gaan ek hier uitstap en ek gaan 'n wenner wees. Ons gaan almal wenners wees." Maar Paulus kom en hy gee vir ons in ons geleesde gedeelte 3 uiters belangrike stappe om te wen in hierdie lewe. En as jy werklik hierdie woord gaan toepas in jou lewe, en dit in jou tydskedule, in hierdie tyd waar jy al die balle in die lug moet hou, en die eisers wat in die vuur is, wanneer jy werklik hierdie gaan doen wat ek vandag vir jou gaan sê, hoor mooi familie, gaan jy verandering sien in jou lewe. Hoor die woord van die Here. En ek sê weer, ek sal nooit hier praat as ek nie goed self doen nie. Ek sal nie iets spreek as ek dit self in my lewe toepas nie. En ek wil hê ons moet kyk na die heel eerste stap. En die heel eerste stap is, vergeet die verlede. Nou kom ek vertel vir u. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar daar's geen uitveer in hierdie lewe wat daai seer wat hier deur is, kan uitvee nie. Ek gee nie om hoe gered jy is, hoe heilig jy is, of jy 40 dae vas 1 keer 'n jaar nie. Daar's goed wat jy nie kan vergeet nie. So hoe doen 'n mens dit? Hoe vergeet ek die verlede? Want hy seer het jou geknak. Daai kind wat op 'n jong ouderdom gesterf het in jou arms, daai kind moes langer geleef het as jy, maar jy moes daai kind begrawe. En die seer, en die vrae, en soms die bitterheid, Here, waarom? Dis 'n seer wat jy nie kan beskryf nie. Dis 'n seer wat vir ewig by jou is, en elke keer, want dit het al 20 jaar terug gebeur, en elke keer wanneer jy daaraan dink, dan ervaar jy dieselfde emosie wat jy 20 jaar terug ervaar het. Dan begin jy sommer weer te huil. En jy raak weer kwaad, en jy's bitter, want jy worstel met hierdie ding. Hoe vergeet jy jou besigheidsvernoot wat weg is met miljoene van jou, wat jou ingedoen het met soveel geld? Hoe vergeet 'n mens dit? Hoe vergeet jy jou lewensmaat wat na soveel jaar wegstap om in 'n ander man se arms te gaan lê, of 'n vrou se arms? Hoe doen 'n mens dit? Hoe doen jy? Hoe vergeet jy daai kind wat rebelleer teen jou? Want ewe skielik is ma en pa die domste goed wat lewe. Wat weet my pa, wat weet my ma?
Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Los my net uit. Julle is oudtyds. Dis hoe dit 20 jaar terug gewerk het, dis nie hoe dit nou werk nie. Maar hulle weet jy kom met 'n lewenservaring. Jy kom deur 'n diep pad, 'n grondpad. En jy het lesse geleer en jy wil daai lesse net oordra. Jy sien die gevaar wat wag as hulle aanhou met wat hulle mee besig is. En jy wil hulle waarsku, pas op, hier voor lê daar groot gevaar, maar nee, jy's dom. Los my uit. En nou lê pa en ma wakker in die nag en huil, want die kind wil niks met ons te doen hê nie. Die kind het my afgeskrywe. Wat weet pa en ma en huil, ons is die Here die seer, die verwerping. Ons is weggegooi. En dis van julle wat sy eie pa, eie ma jou weggegooi het. En jy loop vandag, dit is nou al soveel jare wat jy uit die huis uit is, maar jy dra nog steeds die letsels van wat pa aan jou gedoen het en die woorde wat aan jou gespreek het. Dit wat hy gesê het teenoor jou. Jy dra nou nog die letsels. Nou vergeet jy die goed. Want daar is nie 'n Ctrl-Alt-Delete knoppie vir die goed nie. Daar is nie 'n backspace delete knoppie. 'n reset knoppie, ekskuus vir my Engels. Wat het jou hele brein reset en alles is weg. En as mense wat al getuig het en sê, hulle kan niks onthou van daai goed nie. Ek sê, hier, jy het 'n goddelike ervaring gehad dan. Want ek ken die Here en ek loop 'n pad saam met die Here, maar daar's goed wat ek onthou tot en met die punt toe. So, miskien is ek nie so heilig soos jy nie. So jammer nou daaroor, maar ek onthou nog baie goeders. Lelike goed. Slegte goed. En hierdie het alles vir my oopgebreek. Ek gaan jou vandag op 'n pad vat. Halleluja, sê vir die ou langs jou, as jy hoendertjie het, hy gaan nou oudskool word. So hoe doen die mense dit? Dieselfde woord wat Paulus hier gebruik vir vergeet, bly by my. Hierdie gaan alles vir jou oopbreek. Is dieselfde woord wat 'n atleet gebruik wanneer hy heel voor hardloop. En hy kyk nie terug nie. Hy fokus net op die heidaglike wedloop en die wenstreep. Bly by my. Hy laat nie toe dat dit wat agter hom is, die heidaglike wedloop beïnvloed nie. Dis wat Paulus hier sê vir ons. Hy laat nie afleidings toe nie wat hom bekommerd maak. En wat sy pas, sy fokus kan beïnvloed. Wat die wenstreep kan belemmer nie. As jy kan, skryf neer wat ek nou sê. Die woordjie vergeet praat nie van om intellektueel te vergeet nie, maar om invloedryk te vergeet. Nee, jy het dit nie gesnap nie. Dis nie 'n intellektuele vergeet nie. Want niemand vir ons vergeet die trauma en die mislukkings en die foute nie. Niemand. Maar dis 'n invloedryk vergeet. Met ander woorde, jy gaan nie toelaat dat wat ook al gebeur het, die wedloop wat jy tans besig is om te hardloop, beïnvloed nie. Rima sekanda rabaye. Jy kan nie dit wat met jou gebeur het uit jou kop uitkry nie, maar jy gaan nie toelaat dat dit wat gebeur het, die huidige wedloop beïnvloed nie. Jesus kom. Lukas 17 vers 32 en hy gee een reeltjie.
En hy wil vir ons iets leer. En hy sê, dink aan die vrou van Lot. Kom ons praat oor Lot. Genesis 19 vers 26 sê, sy het teruggekyk en in 'n soutpilaar verander. En daardie terugkyk was nie noodwendig, bly gou by my, om te vergeet nie. Ek gaan dit weer sê, want niemand vergeet trauma en mislukkings en foute nie. Teleurstellings. Maar die probleem wat jy het op hierdie oomblik is daar soveel goed wat besig is om jou lewe te dikteer reg nou op hierdie oomblik. 2 woensdae terug te praat die Here en ek het afgesluit met ons 8-dag konferensie die woensdag aand hier. En die Here maak iets met my wakker en ek wil dit vandag weer vir elkeen van julle sê wat hier is. Hoor mooi. God kan jou nie meer lief hê as wat hy jou alreeds het nie. God kan jou nie meer genadig wees as wat hy alreeds doen nie, want dit is op die hoogste vlak. Hy is so lief vir jou. Hy is so genadig teenoor jou. Maar as een ding wat God het in sy hart vir baie Christene, nie vir sondaars nie, vir Christene. En weet wat dit? Frustrasie. God is frustreerd met baie kinders van die Here, want daar is soveel goed wat hulle mis, wat hy instoor het. Hoekom? Want hulle bly in die verlede lewe. Hulle is heeltyd met die verlede besig. En nou mis hulle wat God instoor het. God sit met 'n gevoel van frustrasie. Soms wanneer hy na my en u kyk, want hoekom? Want ons plaas 'n deksel op wie hy is. Ons wil hom in 'n raampie sit en sê, net in daardie raamwerk moet hy opereer, Here. Maar hy is die God van die onmoontlike. Hy is die God van die bonatuurlike. En God is frustreerd van daar soveel goed wat hy vir jou wil doen, maar jy is blind en jy is vasgevang in jou verlede. Jy laat toe dat die verlede nou die heidaglike wedloop beïnvloed en die Here sê, jy kan wen. Maar jy laat toe dat die verlede die heidaglike wedloop beïnvloed. En soos Lot se vrou, wat het toe gebeur toe sy terugkyk? Ons almal ken die storie. Sy het 'n soutpilaar geword, sy het gevries. En dis wat gebeur wanneer jy heeltyd karring aan die verlede. Jy vries. Jy roes. Daar's geen momentum nie. Jy sien, hier is die probleem met Lot se vrou. Sy het saam uit Sodom geloop, maar haar hart was nog in Sodom. En wat sê Jesus? Hy sê in Matteus 6:21, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En baie mense, dis hartseer, en dan praat ek nie van die wêreld, ek praat van kinders van die Here, bloedgewaste kinders van die Here. Hulle skat lê in die verlede. Hulle besef nie daar's 'n skat in die toekoms nie. Maar hulle hou vas die hele tyd aan die verlede. Wat gebeur het in die verlede? En as my skat lê daar, my hart is daar waar jou skat is jou hart. Jy bly die hele tyd terugkyk en jy verlang na toe ek 'n suksesvolle besigheidman was. Toe ek 'n suksesvolle huwelik gehad het. Toe ek 'n suksesvolle dit en 'n sukses en miljoene gehad het, en jy is heeltyd so besig met die verlede, en jou hart lê daar, want jou skat is daar, maar die Here sê, soos 'n Job wil ek vir jou meer gee as wat jy gehad het. Job se einde was meer geseënd as sy begin, sê die Bybel. Maar jy kan dit net doen wanneer jy jou skat wegneem uit die verlede, en 'n nuwe skat kry om te sê, saam met God beer ek vorentoe.
Saam met God peer ek vorentoe. En wanneer jou skat in die verlede is, en jy kyk die hele tyd terug, kan jy nie in die nuut instap wat God vir jou wil gee nie. En verstaan gou mooi familie, God is always on the move. God is heeltemal te kreatief om stil te staan. Ek het net nodig om te kyk na die wolkkolom deur die dag en die vuurkolom deur die nag. As die wolkkolom beweeg, moet die volk oppak en sê, hier gaan ons, die Here beweeg. Selfs in die nag as die vuurkolom beweeg, hey, dis donker, ons wil slaap, maar die wolk beweeg, kom pak op, kom uit hulle gemakzoon uit, kom uit jou slaap uit, word wakker. Ons moet beweeg, want God is besig om te beweeg. Ek wil sê, kerk van die Here, jy mag nie agterbly in God se plan nie. God is gedurig besig om te beweeg. Jy mag nie agterbly nie. Daar's goed wat jy mis, omdat jy agterbly. En Lot se vrou was vol van die gemak wat Sodom gebied het. Haar hele hart was vol van die identiteit wat Sodom gebied het en die sekuriteit. En mense hou vas aan die verlede se gemak, sy identiteit, dis wie ek was. Jy weet, op 'n tyd was ek darm maar 'n multimiljonair, hoor, ek wil net vir julle sê. Maar ons stel nie belang in jou verlede nie. God sê, ek wil jou meer gee as wat jy gehad het. Maar jy's so besig met die verlede. Jou hele identiteit lê in die verlede. Jou gemak lê daar. Jou sekuriteit lê daar. En dis wat ons sien by Lot. Die oomblik toe sy terugkyk en waar haar skat is, was haar hart. En toe sy terugkyk, toe vries sy. Skryf neer wat ek nou sê. En die oomblik toe sy vries, toe word sy 'n monument van die verlede. En ek is hier vandag vir die kerk te sê, ons het te veel monumente van die verlede. As die verlede inmeng in jou huidige wedloop, is jy 'n monument van die verlede. Skryf neer wat ek nou hier op die bord geskryf het. Moenie 'n monument word van wat jy was nie, word 'n getuienis van wat God kan doen. Here, ek wil 'n getuienis wees. Ek vergeet die dinge wat agter my is. Dis wat Paulus sê. Ek gaan nie 'n monument word van die verlede nie. Ek gaan 'n getuienis wees van wat God kan doen. Lot se vrou leer ons dat redding nie net 'n plekverandering is nie, maar 'n hartsverandering. En dat terugkyk na wat God verlaat het, jou kan verhinder om in God se toekoms in te gaan. Familie, ek weet, jy word baie goed gesê op hierdie kansel. Maar ek weet nie wat moet ek doen dat jy hierdie boodskap moet onthou nie. Ek sê weer, as jy hierdie goed kan toepas, ek praat uit ondervinding uit. Ek sien dit in my eie lewe. So wanneer Paulus sê dat ons die dinge moet vergeet wat agter ons is dit duidelik dat hy bedoel dat ons nie moet toelaat dat die dinge uit die verlede die Here moet beïnvloed nie. Hoor mooi, dit is 'n wekroep, dit is nie 'n oproep nie. 'n Oproep is, kom op hierheen. Maar ek wil sê, dit is 'n wekroep, want 'n wekroep sê is, word wakker. Kerk van die Here, word wakker. Jy het nodig om weer met dryfkrag te leef, eerder as om te stagneer in jou lewe. Want soveel mense, na hulle trauma, mislukkings en foute, het ophou lewe. Christene het ophou lewe. En wat gebeur? Nou leef ons met slagoffermentaliteit. En wat gebeur? Nou vries jy. Nou word jy 'n monument
van die verlede. Daar is niks in jou verlede wat jy kan verander nie. Maar jy kan verander waarna toe jy op pad is. Kom ek sê vir jou, al wat goed is van die verlede, is die foute wat jy geleer het. Dis hoekom 'n triespieël kleiner is as die voorruit van 'n voertuig. Die triespieël is klein, want al wat jy daarin kyk is die foute wat jy geleer het, om dit nie weer vorentoe te maak nie. En dis al. Jou foute, jou mislukkings, diskwalifiseer jou nie vir wat God vir jou instoor het nie. Die foute wat jy gemaak het, prys die Here. Jy is jou grootste vyand. Want is jy wat jouself anker. Dis jy wat sê, ek kan nie meer vir die Here werk nie. Ek kan nie meer dit vir die Here doen nie. Ek kan nie meer dat doen nie, want dit het die verlede. Maar God het aanbeweeg. En dus jy 'n standbeeld, 'n monument van die verlede. So wat Paulus gemotiveer het, om in die Here te leef, eerder as die verlede, sien ons die volgende, vers 13, kyk gou mooi saam met my. Vers 13 sê, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Kom staan net gou daar stil. Wat lees ons tussen die lyne wat hy daar sê? Wat lees ons tussen die lyne? Dat hy so ontevrede oor sy huidige stand. Weet u wat keer geestelike groei? Weet wat keer jou om te groei? Tevredenheid. Skryf neer wat ek sê, tevredenheid is 'n moordenaar. Wil jy geestelik doodgaan? Raak tevrede met jou stand. As jy geestelik tevrede geraak het, is jy in groot, diep moeilikheid. En die probleem wat ons elkeen het is, jy kan nie vorentoe beweeg as jy die hele tyd agtertoe gly nie. Bly by my. Clemens, ek staan net so 'n bietjie stil. Stil staan is moeilikheid. Want hoor mooi, die lewe druk te hard vir jou om stil te staan. Want die lewe se druk is te erg, dat wanneer jy stil staan, druk die lewe jou agtertoe, jy gly agtertoe. Jy kan nie bekostig om stil te staan nie, as jy stil staan, druk die lewe jou agtertoe, jy gly agtertoe. Daar bestaan nie iets so stil staan nie. Paulus sê ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid, daar moet momentum wees, daar moet geestelike groei wees. Jy mag nie geestelik stil staan nie. Jy kan nie lyk hierdie week soos laas week nie. Weet wat is my gebed hier by Familiesentrum? My gebed hier by Familiesentrum is dat ons die heeltyd ontevrede lidmate sal hê. Nie ontevrede, die klank is te hard, die musiek is te lank, die worship is te lank, die stoele is dit en die en al hier. Nee. Ek praat van geestelike ontevrede mense. Geestelike stand. Weet wat sê hulle? Hulle het inspeksie gaan doen. Kerke wat groei op hierdie oomblik is kerke wat bestaan uit lidmate wat geestelik groei. Pastoor, dominee, as jou lidmate verloor en jy bly lidmate verloor en jy bly lidmate verloor en jou kerk word al kleiner is die vraag, wat gaan jy doen?
Met baie liefde en respek gesê. Ek en Dudley praat, toe ek laasweek in Johannesburg was. Praat ek saam met Dudley en ons kuier so 'n bietjie. En ons praat oor hierdie goeters en ek sê vir hom, Dudley, onthou altyd, jou gemeente kan net groei tot op die vlak waar jy is. Dus, Dudley, moet jy altyd hongerder wees as jou gemeentelede. Jy moet meer dors wees as jou gemeentelede. En ek praat met hierdie ouetjie ook. Die dag wanneer ek sê ek het geestelik gearriveer, is jy in die moeilikheid. Dan gaan ons lidmate verloor, want ek het gearriveer. En hierdie ouetjie sal nooit tevrede wees met sy geestelike stand nie. Nooit. Ons het nodig om te transformeer, ons het nodig om te groei, en te groei, en te groei, en te groei. Ons mag nie stagneer nie. Jy mag nooit toelaat dat tevredenheid en selfvoldaansheid ons as gemeente terughou nie. Jy sien, want is iets wat ek leer by Paulus. Hy was verseker tevrede met Jesus, maar ontevrede met homself. Jy mag nooit tevrede wees met jouself nie, maar jy moet tevrede wees met Jesus. En weet wat? Dis hoe jy die verlede vergeet. Net vinnig, en dan wil ek swaai. Efesiërs 4 vers 31, alle bitterheid, woede, toorn, geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Jy sal nooit die verlede vergeet en momentum vorentoe hê, solank jy 'n wrok in jou hart koester nie. Daar is sekere goed in jou verlede wat jy moet loslaat, wat jy moet laat gaan. En hoor mooi, ek sê weer, God is frustreerd met die kerk, want daar is soveel goed wat jy mis in die lewe, omdat jy vashou aan die verlede. Vashou aan slagoffermentaliteit, vashou aan my identiteit, want as ek nie kan sê, ek het seer gekry, en ek het dit, en ek het dat, en ek het dit, en ek het dat, wat met my gebeur het, dan het ek nie identiteit nie. Jy is besig om erg te verloor in hierdie lewe, omdat jy vashou aan jou verlede. Kom ons kyk na die volgende stap, dis genoeg oor die verlede. Fokus op die nou. Ek wil jou help vanmôre. Hy begin met hierdie woorde in vers 14, dan sê hy, maar een ding. En ek sê weer, ons het soveel balle wat ons in die lig moet hou, soveel eisters in die vuur. En verstaan mooi, Paulus was besig. Paulus' familie het, ons gaan volgende week daaroor praat. Het die Here vir my, Handelinge 14, jy kan so lank Handelinge 14 gaan lees, ons gaan volgende week Handelinge 14 uit mekaar uittrek. Maar Paulus was nie net 'n sendeling nie, hy het 'n las gehad vir siele, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En oral waar hy gekom het, as hy 3 siele of 2 siele hier gewen het, dan stig hy 'n kerk. Daarom het hy 'n kerk gehad in Korintiërs, of Korinte, en Filippi, en Galasiërs, en waar is dit nog? Efese, Kolosse kerk, Filippi kerk, wat al hierdie boeke wat hy skryf hy aan gemeentes. Hy het sy hande vol gehad. Maar as iets wat ek leer by Paulus, en dit is, en wanneer ek na hierdie gedeelte kyk in Filippense 3 vers 14, wat hy skryf van die Filippi kerk, en dan sê hy, tussen al my verantwoordelikhede, ek het 'n analise gemaak. Ek het 'n analysering gedoen. Tussen al my prioriteite en die goed wat ek moet doen, moet ek nie so besig wees met die dinge van die Here, dat ek die Here van die dinge vergeet nie. En hy praat met my ook. Want hy sê hier, een ding, vergeet die dinge wat agter is, trek uit na die dinge wat voor jou is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dit was sy prioriteit.
En die probleem wat ons het, ons fokus lê so versprei in soveel rigtings. Want verstaan my baie mooi familie, ons leef in 'n mededingende wêreld, 'n mededingende kultuur. As gevolg van sosiale platforms en WhatsApps en alles, skakel niemand amper meer af in die tyd waarin ons lewe nie. Want jy werk tot aan die aand. En tussen ons huwelike, tussen ons huislike pligte, tussen die kinders, tussen die werk, tussen besigheid, tussen die kliënte, kollegas, mense wat vir jou werk, is daar soveel balle wat ons in die lug moet hou. En Paulus besef ook, hy's besig met al die dinge, maar hy gaan doen 'n analysering. En dis wat ek en u moet doen vandag. Ons moet 'n analysering doen en sê, my een fokus, maar een ding. My een fokus is nie om te kyk hoe meer geld kan ek maak nie. Is nie om te kyk wat so besigheid ek nog kan begin nie. Is nie om te kyk hoe hoog ek die koöperatiewe leer kan klim nie. Maar my een prioriteit is dit. Ek jaag na die hoë roeping van God in Christus Jesus. En dit verstaan mooi, dit is 'n hoë roeping. Dit is nie 'n oppervlakkige roeping nie. Daai hoë roeping is wat jou uitdaag om te sê, kom op hierheen. Dis 'n oproep wat sê, ons sit in hemelse plekke in Christus Jesus. Dit beteken, ons moet die denkpatroon kry van die hemel. Ons moet God se planne in die hande kry. Ons moet sy wil soek, sy prioriteite, moet my prioriteite raak. Moet u prioriteite raak. Sy aandag was heel eerste, ek moet jaag na die hoë roeping van God in Jesus Christus. Is u nog saam met my? Nie so lyk jy, lyk oor. Ek hoop jy hoor wat ek sê vanmôre. Ek probeer mooi met jou praat ook, en jy sien ek probeer nie so skree nou nie. Ek sien nou dat jy praat mooi met sy mense, sê ek, Here, ek weet hom ook mooi met my mense praat. Weet wat Paulus sê? Ek wil nie bekend staan eendag as 'n miljonair nie. Ek wil nie bekend staan as 'n magtige besigheidsman nie. Ek wil nie bekend staan as 'n invloedryke man wat oor 500 mense aangestel was nie. Ek wil nie bekend staan as een wat miljoene in sy bankrekening het nie, wat kontakte het met allerhande hoë presidente en konings nie. Wat hy sê vir ons in hierdie geleesde gedeelte is, my God, ek wil bekend staan as 'n man van God. Hoe gaan mense jou onthou as die miljonair? As die groot besigheidsman? As die een wat invloedryk is? Die een wat kontakte het in hoë plekke? Of die dag as jy hierdie aarde verlaat, gaan hulle sê, dit was 'n vrou van God. Dit was 'n man van God. En dis wat Paulus hier sê. So, hier is die ding. Baie mense wil weet, familiesentrum, Clemens, hoe kan ek familiesentrum help? Kan ek meer geld gee? Wel, dit sal waardeer word. Maar dit gaan meer 'n seën wees vir jou as vir my. Of vir hierdie bediening. Want wanneer jy gee, gee God terug. So om geld te gee is nie hoe jy familiesentrum die meeste kan help nie. Nou kan jy maar sê amen. Ja, kyk hoe hy verligting op jou gesig. Dankie tog. Om geld te gee is nie hoe jy familiesentrum die meeste kan help nie. Clemens, kan ek
familiesentrum help om meer op te daag vir dienste? Jy kan, maar dit is goed vir jou geestelike lewe. Dit sal vir jou goed wees, dit is nuttig vir jou, maar dit is nie wat jy kan doen om hierdie gemeente te help nie, en hierdie bediening te help nie. Clemens, kan ek 'n vrywilliger wees? Kan ek help waar ek kan? Gee my iets om te doen. Dit word opreg waardeer, maar dis nie hoe jy familiesentrum kan help nie. Wil jy weet hoe kan jy familiesentrum help? Om gefokus te bly daarop, om alles te word wat God wil hê jy moet word. Om alles te doen wat God wil hê jy moet doen. Om te wees maksimaal wie jy kan wees in Christus Jesus. Here, sal ek dit sê, ek stel nie belang in jou geld nie, ek stel nie belang in jou rykdomme nie, ek stel nie belang in roem nie, ek stel belang in niks nie. My roeping is hier wat nou hier sit, en elke kyker wat ingeskakel is, dat jy maksimaal kan word wat God wil hê jy moet word. Here, help tog dat soveel mense hierdie preek sien. Jy sal nooit die sukses wees wat God wil hê jy moet wees sonder om reg te fokus nie. Want wat sê hy? Ek het my analisering gedoen. Al my prioriteite het ek gekyk. Al my verantwoordelikhede het ek na gekyk en ek het besef, ek het een fokus, maar hierdie een ding. Nie net vergeet ek wat agter my is nie, ek gaan nie toelaat dat die verlede my huidige wedloop beïnvloed nie, maar ek jaag na die hoë roeping van God in Christus Jesus. Here, help hierdie mense vir my. Jy moet meer kerk toe kom, hoor jy? Hou nou op so lui wees, man. Sorry, Roan. Ek ken sy omstandighede, ek weet jy moet werk ook. Here, hoe kom ek dit nou gesê? Maar dis die waarheid. Jy kan nie transformeer by die huis nie. Jy het nodig om die klank van God se woord te wees. Jy het nodig om onder die lof en aanbidding te wees, so baie meer as wat jy doen op hierdie oomblik. Hoekom? Want jy moet die beste jy kan word in Christus Jesus. Jy sal nooit die sukses wees wat God wil hê jy moet wees sonder om jou oop om te vestig nie. Ek het hierdie een visie, ek het hierdie een fokus. Want weet jy wat? Wat jou fokus word jy. Waar jou aandag gaan jou hart. Waar jou hart gaan, volg jou lewe. Hoor gou mooi. Wanneer jy fokus op vrees, dan leef jy elke dag in vrees. Hoor mooi. Fokus op sonde, dan gee jy sonde mag. Fokus op jou wonde, dan definieer dit jou. Maar fokus op Jesus, dan word jy verander. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Waar is jou fokus? Paulus sê, hierdie een fokus het ek, hierdie een ding doen ek. Ek jaag na die hoë roeping van God in Christus Jesus. As jy lank genoeg na iets kyk, word jy dit. Dis hoekom ek sê jy moet wegkom van die vriendekring af. Want jy word nes hulle. Skus, en dis nie omdat jy beter is, jy moet jou lig daar laat skyn. Jy moet jou lig daar laat skyn. Maar begin vir jou 'n arend definieer.
Begin vir jou 'n godsman identifiseer en sê, ek wil meer saam met jou beweeg. Ek wil dink soos jy. Ek wil praat soos jy. Ek wil optree soos jy. As jy lank genoeg kyk na iets, word jy dit. Wat jy voed met jou gedagtes, vorm jou identiteit. Waarmee is jy besig? Want die klipharde feit is, as God nie jou primêre fokus is nie, sal hy uit fokus raak en iets anders gaan daai plek inneem. Want hier is die ding familie, jy is nie 'n super being nie, behalwe vrouens mos. Want hulle kan mos op 10 plekke gelyktydig fokus. So hoor ek. Maar kom ek praat met die manne, ons kan net op een plek fokus. En Tannie, ja, jy ook. Jy kan net op een plek fokus. En wat is daai fokus? En Paulus het 'n geheim agtergekom. Hy vergeet nie net die dinge wat agter hom is nie, maar hy jaag na die hoë roeping van God in Jesus Christus. Kom ons gaan ons laaste stapie toe en ons is klaar. So kom ons kyk wat het ons, vergeet die verlede, fokus op die nou, en nou die laaste punt, beer vorentoe vir die prys. Daar is geen toekoms in die verlede nie. En verstaan mooi, ons ken almal die gesegde, my verlede hond my. My verlede jaag my. En dis nie die jaag wat Paulus hiervan praat nie. Hy het niks met die verlede uit te waai nie. Maar hy jaag, soos 'n atleet die wenstreep jaag. Hy jaag om die prys te verkry. En hoor mooi, ek wil vir jou net 3 goed, dan is ons klaar. 3 goed verduidelik, wat is hierdie wenstreep? Want dit is uiters belangrik. Kom ek sê eers vir jou, wat is hierdie wenstreep nie? Die wenstreep, die prys, is nie verlossing nie. Verlossing is 'n geskenk vir die wat glo. Dis 'n gawe van God. Die kruis maak dit moontlik. Jy is nie gekoop deur goud of silwer nie, maar deur die kosbare bloed van die lam. En toe jy ja sê vir Jesus, toe gryp die Here jou. Die prys is nie om verlos te word nie, want Paulus praat hier met mense wat reeds verlos is. Verlossing is nie die prys nie. Om vry te wees en gewas is in die kosbare bloed van die lam is nie die prys nie. Verlossing is 'n geskenk. Die oomblik wanneer jy glo, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Glo in my. Sê Jesus, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die ewige lewe is 'n geskenk, verlossing is 'n geskenk vir jou wat glo. Die wenstreep is nie in jou verlossing nie. Hou op om te jaag vir verlossing. Die Here sê dis reeds gedoen. Ramasikuenda rabahanda. Verlossing is klaar. Maar daar's 'n paar goed wat nou volg. So wat was daardie prys wat hy soek? Ek gaan jou gou 3 goed noem. Ons is klaar. En dis vinnig. Moenie worry nie. 5 minute. Hoe sê oom Gunther, wat het jy vir my gesê, maak die Jode as hulle so maak? As hulle gee my gou 'n minuut, nog 'n minuut, nee, so iets. Is dit? So van nou af gaan ek nie meer sê, ek gaan net so maak. Gee my net 'n minuut. As 'n ou blykbaar verby hardloop, nee oom Gunther, daar die Jode, en hy wil verby hardloop, en hy's haastig gesê, hy maak hy net so, en dan sê hy, gee my net gou 'n minuut, gee my net gou 'n minuut. Verstaan ek het reg? Dan jy, Epsiba? Ja. So wat is die prys?
Die heel eerste prys. Mense, toe ek hierdie skrif lees toe, is daar soveel goed wat in my kop kom, wat ek besef, God wil vir die kerk sê. En die heel eerste ding was, hy wil nie skaam kry nie, wanneer hy voor die Here gaan staan. Kyk gesaam met my na hierdie skrif, dis 'n uiters belangrike skrif. 1 Johannes 2 vers 28. En nou my kinders, ekskuus, ek dink altyd ek staan voor julle, ek weet nie of julle kan sien nie, maar ek probeer maar altyd. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer Jesus verskyn. Hoor mooi, wanneer is dit die koms van die Here? Wanneer hy Jesus verskyn, dat ons nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Ek het al mense gehoor wat die volgende sê, en daar is 'n kontras teen dit wat gesê word, maar ek verstaan hoekom hulle dit sê, want hierdie skrif sê vir dit vir ons. Ek het al mense hoor sê, omdat ek so tussen bedieninge beweeg en mense beweeg geweldig, het ek al mense hoor wat sê, Clemens, God gaan niemand in die hel gooi nie, hulle gaan hulle self daar ingooi. Want hulle kry so skaam oor wat hulle gedoen het, hulle kan nie in die lig instap nie, dis te heilig, dis te heerlik, dan sê hulle, ek verdien eerder hier, ek gaan maar eerder hier afgaan. Ek kan nie so toe stap nie, hulle kry skaam. En ons weet daar's 'n oordeelsdag, ons weet al hierdie goeters en wat gaan gebeur. Maar ek dink party mense gaan sê, hoorie so, ek het nie eens nodig om geoordeel te word nie, hier gaan ek. Ek kan nie, ek kry te skaam. So die eerste ding is, ek wil nie skaam kry nie. As Jesus gaan verskyn, en hy kom, gaan jy skaam kry. En sê, dis wat Adam en Eva gedoen het. Hulle gaan kruip agter die bos weg. Hoekom? Skaam. Sonde maak jou skaam. Hoor mooi, wanneer Jesus kom, gaan dit 'n heilige prentjie wees. So heilig, dat as jy met sonde sit en jy's nie gewas in die kosbare bloed van die lam nie, gaan jy nie daar kan instap net, hy gaan jou wegdryf. En dan gaan jy beskaamd wegstap, sê hierdie skrifgedeelte. En dan die tweede ding is, die prys was Christus self. Ek jaag na die hoë roeping van God, waar? In Christus Jesus. Dis in hom. Bly by my familie, die grootste beloning, ek is amper klaar. Die grootste beloning in hierdie lewe is nie wat God gee nie, is God self. Want mense dien mos die Here om te kyk wat hulle kan kry. Die Here moet vir my daai kontrak gee, die Here moet vir my daai voertuig gee, die Here moet vir my daai huis gee, die Here moet vir my dit doen, die Here moet vir my dat doen, maar hulle soek hom nooit nie. Die grootste beloning is nooit wat God gee nie, is God self. Kyk wat sê 1 Korintiërs 3 vers 21. 1 Korintiërs 3 vers 20 sê, laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Sê, alles behoort aan my. Dis wat hierdie skrif sê. Volgende vers, dan sê hy, of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenswoordige, of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. Die volgende vers, maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. En op grond van hierdie skrif kan ons sê, jy het alles, want jy het Jesus. Geen wonder Paulus sê, ek het net een visie, ek het een droom, om die roeping na te jaag van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dis al, want wat sê die Bybel? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek pas dit in my eie lewe toe. Hoe meer
meer ek fokus om soos hy te word, hoe meer ek sê, he's more than enough, he's El Shaddai, the God of plenty. Hoe meer ek op hom fokus, hoe meer val goed in plek in my lewe, hoe meer kom daar dinge en goeders en finansies en allerhande dinge. Jy het alles. Jy het Jesus. En omdat jy aan Jesus behoort, behoort alles aan jou. Geen wonder. Paulus sê, ek het net een fokus. Want as jy hom het, het jy alles. Kom maar net omdat dit lekker is, Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. In die hemele, waar? In Christus. Nie party seëninge nie, alle seëninge. Geen wonder die koortjie sê, you can take the whole world, but give me Jesus. You can take the whole world, but give me Jesus. En dan die laaste punt, die orkes kan opkom. Die prys, hoor mooi, is 'n gelykvormigheid aan Jesus Christus. Dis om te sing, te wees soos Jesus, so rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang om te wees soos hy. Dit beteken, die wenstreep is nie verlossing nie. Die wenstreep is, ek is verlos. Dis 'n reis van heiligmaking. Want sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. Sê die Bybel. So, terwyl ek op hierdie wedloop is, gaan ek nie toelaat dat die verlede inmeng nie. En my reis, my wedloop beïnvloed nie. Maar in die proses na die wenstreep is, om elke dag te kyk, wat kan ek uit die pad uit kry om te lyk soos hy? Wat kan ek uit die pad uit kry om gehoorsaam te wees soos hy? Wat kan ek uit die pad uit kry om sy heerlikheid te demonstreer? Sy teenwoordigheid te demonstreer. En dis die prys wat hy van praat. Om Christus volkome te ken, om volkome hom te weerspieël, om uiteindelik volkome by hom te wees. My vraag vandag terwyl ek afsluit, wat is jou een fokus? Om te wen in hierdie lewe, geestelik, is 3 stappe. Vergeet die verlede, fokus op die hede, fokus op die nou, en beer vorentoe vir die prys. Een prys. Ek wil wees soos Jesus. En dan sal jy geseënd wees. Staan saam met my op, doen hierdie verklaring saam met my. Almal reg, saam met my, kliphard agter my aan. Almal saam, 1, 2, 3. Ek kies vandag om nie langer 'n monument van my verlede te wees nie, maar 'n getuienis van wat God in my kan doen. Ek laat nie toe dat seer, mislukkings of teleurstellings my huidige wedloop beïnvloed nie. Ek kan nie verander wat agter my lê nie, maar ek kan kies waarheen ek op pad is. Daarom vergeet ek invloedryk. Ek laat los wat my terughou. Ek koester nie bitterheid nie en ek kyk vorentoe. Ek weier om te vries in ou patrone, want God het nuwe dinge vir my in stoor. Ek fokus op die nou en jaag die hoë roeping van God in Christus Jesus. My een prioriteit is om Jesus te ken, hom te weerspieël en soos hy te word. Wat ek op fokus, dit word ek. Daarom vestig ek my oë op hom. Ek beer vorentoe vir die prys, om nie skaam te staan voor die Here nie, om Christus self as my grootste beloning te hê en om volkome aan hom gelykvormig te word met rigting, fokus en aksies, kies ek om te wen in hierdie lewe. Amen. Amen.
Elke oog gesluit. Shabakatarabara. Terwyl elke oog gesluit is, ref sing dit vir ons. Wees soos Jesus. Te wees soos Jesus. Ek verlang om te wees soos hy. So rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang om te wees soos hy. Maak dit jou gebed in hierdie kosbare môre. Te wees soos hy. Steek jou hande op in die lig en sê, Here, dis my gebed. Ek het hierdie een doel, Here. Ek jaag na hierdie een doel. Om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Om te wees soos hy. Om te wees soos hy. So rein en heilig. So sag en nederig. Ek verlang te wees soos Terwyl elke oog gesluit is, niemand rondkyk nie. Ek weet dit was 'n lang woord, ek sien nou hoe laat is dit is. Maar familie, God werk. Sal u saam met my stem dat hierdie was 'n woord uit die troonkamer van God. En ek wil jou nie onnodig hou nie. Ek wil nou nie kyk hoe lank ek nog kan wees nie. En ek vra vir jou net nog vir 'n paar minute. Want ek kan voel, hier's mense wat 'n oorgawe wil maak. Om te sê, Here, vandag verander goed. Vandag verander alles. Ek gaan nie meer laat die verlede my huidige wedloop beïnvloed nie. En ek gaan nie jaag om verlos te word nie, want u het dit alreeds gedoen, maar ek jaag, Here. Want ek wil nie skaam kry nie. Wanneer ek voor u gaan staan en ek wil nie u hand soek nie, wat u vir my kan gee nie, maar ek soek u, Here. En ja, die grootste beloning, Here, is ek wil lyk soos u, praat soos u, klink soos u, gehoorsaam wees soos u. En ek voel in my gees op hierdie oomblikke, en ek is lief om dit te doen, en ek gaan dit nou weer doen, want ek wil nou nie almal moet vorentoe storm nie, want miskien sou almal gekom het of nie. Miskien is daar net 5. Maar ek wil vir jou gemaklik los. Terwyl hulle dit speel, net 2-3 minute. Dat jy sal kniel daar by jou sitplek, of sit as jy nie kan kniel nie. En net sê, Here, vandag hou ek op dat die verlede inmeng in my huidige reis. Vandag, Here, analiseer ek al my prioriteite en ek besef ek het een doel, een roeping wat ek moet najaag.
Die hoë roeping van God in Christus Jesus. Praat met die Here oor jou prioriteitslysie. Want as jy gaan aanhou doen wat jy doen, gaan jy dieselfde resultate kry. Dis tyd om jou prioriteite te verander. Ek gee vir jou 2-3 minute, kniel, sit, terwyl hulle vir ons saggie speel.